Paasfees is verby vir die jaar en weer eens gaan die lewe net aan. Van as Woensdag af het kerke wêreldwyd begin opbou na Goeie Vrydag en uiteindelik Opstanding Sondag. Jy weet, die Here is gekruisig, hy is begrawe, maar op die derde dag het hy weer opgestaan uit die dood. En ons het dit gevier en herdenk soos altyd, maar soos altyd het ons lewens ook maar net daarna weer aangegaan. Maar sien, die Paasseisoen is nog nie heeltemal verby nie. Want vir die volgende 40 dae het Jesus herhaaldelik aan sy disippels verskyn en hy het hulle geleer en bedien in wat seker 'n intense en ongelooflike of eerder gelooflike ervaring moes gewees het. En hy het hulle voorberei vir sy hemelvaart wat op pad is en ons sal ook op 'n latere stadium daarby uitkom. Maar dink jouself gou vandag in hoe daai 40 dae na die opstanding moes wees. 'n Bietjie verwarrend, ja, en 'n geskarrel met mense wat hier en daar rondhardloop, soos wat hulle probeer sin maak van dit alles. Jesus is gekruisig en begrawe, ja, maar die steen is weggerol. En die Marias en die disippels hardloop rond en vertel mekaar dat Jesus het opgestaan, terwyl Jesus ook nog van tyd tot tyd aan hulle verskyn en almal probeer net vir almal vertel dat die graf is leeg en dan sien hulle nog ook vir Jesus elke nou en dan. Die wagte wat flou geval het by die graf word wakker en hulle hardloop om vir die hoofpriester te gaan vertel wat gebeur het, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het en ironies glo die hoofpriesters dit en hulle begin om 'n cover-up storie reg te kry. Dat nee, dit was seker een van die disippels wat in die aand sy lijk kom steel het. En terwyl hierdie alles afspeel, gaan lewe net aan vir die buitewêreld. En daar is waarskynlik nog kruisigings wat plaasvind. Mense gaan net voort om te lewe soos wat hulle gelewe het voor dit alles. Maar hoe amazing moes hierdie 40 dae nie vir die gelowiges gewees het nie. Kan jy jouself indink hoe dit moes wees om elke dag te hoor hoe Jesus aan iemand anders verskyn het en almal aan wie hy verskyn het hardloop die hele tyd dadelik om vir die disippels te kom vertel. Dink jouself die FOMO in wat hulle moes ervaar. Elke dag as iemand anders kom en sê, Jesus het aan my ook verskyn. Hulle sê, geweet ek moes gister by jou gaan kuier het, maar ek het gehoor, hulle het hom gesien op pad na Emmaus toe of langs die viswater, so ek het eerder daar gaan kyk. Hulle het seker elke dag opgestaan met hierdie intense afwagting. Waar gaan Jesus vandag verskyn? Aan wie gaan hy verskyn? Waar moet ek wees om hom te sien? Al die disippels was seker te bang om die groep te verlaat, want net nou mis hulle kans met Jesus, soos wat Thomas het daai een keer. Ek dink daai 40 dae na die opstanding moes amazing wees, om elke dag vir Jesus te gaan soek, en met hom te gaan praat, om by sy voete te gaan sit met die vrae op hulle harte en by hom te leer. En toe besef ek, maar ons kan ook elke dag. Ons kan en ons moet hom elke dag soek in alles. In alles wat ons doen, oral waar ons gaan, almal wie ons ontmoet. Ons moet hom soek in dit alles. My ma het altyd gesê dat as jy die Here soek in al, sal jy hom daar kry. Jeremia 29 vers 13 sê, julle sal my soek en vind as julle my met julle hele hart raadpleeg. Spreuke 8 vers 17 sê, ek het die lief wat my lief het, die wat my soek vind my. Psalm 105 vers 4 sê, soek die Here en sy krag, soek voortdurend sy teenwoordigheid op. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal by julle bygevoeg word. Kolossense 3 vers 17 sê, en wat ook al julle doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle dan eet of drink, of enigiets anders doen, doen alles tot eer van God. Soek vandag, soos die vroeë disippels in daai 40 dae, die Here met opgewondenheid en afwagting in alles wat jy doen. En mag jy dan ook ontdek dat jy hom daar binne sal vind. Tot die volgende keer.